Die eerste ding is, as ons nie sê ons is gejaagd nie, dan gaan ek nou nie jaag nie. Hoe klink dit vir jou? Ek kan nie hier voor staan en iets vir jou sê, en dan storm ek hier op en val oor trappe, en sulke goed nie. Ons praat in hierdie seisoen oor the ruthless elimination of worry. Ek het nou amper iets anders gesê. En ons gaan dit vir 'n paar weke doen, so ek gaan dit mooi sê aan die einde. As ons daaroor gesels, dan dink ek, jy kan nou verskillende dinge dink. Jy kan in jou konteks en in jou fase in die lewe, kan jy hierdie ding verwoord op 'n manier wat vir jou sin maak. En ek gaan nie selfsugtig wees in jou sin, nou probeer verander, dat dit my sin maak nie. Ek gaan hoop dat ons in ons elkeen se lewe inklim in hierdie seisoen. En ons gaan met jou gesels oor waaroor jaag ons so deur die lewe. En wat is God se wil? Ek dink dis iets wat ou hier weet. Maar my gebed is dat dit van hier af hier gaan lê. Dat dit 'n lewensritme word en dat ons die vrug daarvan beleef in ons lewe. Stem jy saam met my? Absoluut fantasties. So, die oomblik toe ek aan vandag dink, toe besef ek en Rihanna ry een keer fiets daar in Mosselbaai, tussen Mosselbaai en Oudtshoorn, maar ons het nie oor die berg gery nie. Goed, ons het net daar in die vlakwater gebly. Maar wat gebeur is, dis Desember. Mosselbaai kan so bietjie warm word in die binneland in Desember. Ons het dit onderskat, want ons het naby aan die see gebly. So wat gebeur is, ons ry met ons bergfietsse, en nou gaan jy hier oor 'n koppie, en daar's so lekker briesie van die see af. Maar dan gaan jy, hallo Rihanna, jy's baie welkom Remy. Welkom by Doxa Deo Linden. Die Here is lief vir julle, ons is lief vir julle, en ons gaan saam 'n impak maak. Excuse? Nee, sy was nie gejaag nie, jy sien. Ek het dit nie so beplan nie. Ek wil nou ophou praat, anders gaan ek jaag vanaand. Goed. So daar's ons op hierdie randjies, en is hierdie heerlike vars brieswind wat net deur ons valhelms waai. Maar as jy dan in die duik ingaan, dan's daar niks wind nie. Dis daai grondpad. En hy maak so, dit lyk of daar so 'n mirage is. En nou moet jy opdraande trap, en ouens, dit is nie meer pret nie. Daar's tye wat ek gedink het, as iemand my nou R10 offer vir hierdie fiets, as ek self syne, dan oeber ek huis toe. Maar Rihanna is anders, sy la la la, la la la. Ek dink, wat gaan met hierdie vrou aan? Het sy nie 'n sensoriese belewenis van wat hier aangaan nie. En op 'n stadium toe ons nou op pad huis toe is, toe sê sy, in ons rus, ek sê vir haar, Rihanna, kom ons stop dat jy so 'n bietjie rus, maar ek is moeg hoor. Ek is soos in op. En sy sê vir my, het jy die wildsplaas gesien? Het jy gesien? Daar was bokke. Ek is soos, wat? Nee, ek het 'n grondpad in hitte gesien. Sy sê, het jy nie die zebras gesien nie? Ek sê, ek het nie eers geweet daar's zebras nie. En ek besef daar, ek is so gefokus, dat ek net deur hierdie dip wil kom na die volgende koppie toe. En jy weet, dan sê ek soos Elspeel, jy is op die opdraande, nou is jy bo, maar jy is so bang, jy kry weer 'n afdraande, want dan gaan jy iewers weer in die hel land. So, ek kan niks beleef om my nie. Soms is dit so in ons lewens. My lewe. Miskien nie in joune nie. Maar as jy soms perspektief verloor, dan is vanoggend vir jou. Ek het so 'n inspirerende storie wat ek met jou wil deel. John F. Kennedy in 1962 gaan na NASA toe. Dis net die tyd toe hulle 'n persoon op die maan wil hê, en hy gaan doen ondersoek, alles is reg. En hy sien daar 'n faktotum. Nou sien ek hier op Google gaan nou weg. Ag my liefie. Ek sê kwaad omdat jy laat is.
Dankie. Daar sien hy hierdie faktotum, ons sal nou daai term bespreek. Ek leer elke keer vir hulle 'n nuwe Afrikaanse woord. Dis reg. Hierdie Afrikaanse gemeenskap moet daarom net weet waar ons vandaan kom. Goed. En hy sien hierdie faktotum daar met 'n mop en 'n besem werk. En hy sê vir hom, "What are you doing here?" En daai ou sê vir hom, "I'm helping putting a man on the moon." Ja, dit het my getref. Daai ou het 'n prentjie wat maak dat hy trots is op sy werk. Dat hy dit geniet om in die dag op te staan, dat daar 'n stuk van sy bestaan is wat sin het. Hy het die groter prentjie. So, eerstens 'n faktotum. Ek gaan nou vir jou lees wat die HAT sê. Dit is 'n persoon wat allerlei soorte werkies verrig wat niemand anders wil doen nie en daarvoor betaal word. Goed. Ek was toe ek 'n kind was in ons huis die faktotum. Jy verstaan. Goed. So maar hierdie faktotum verstaan die belangrikheid van sy bydrae in die groter prentjie. Dis fantasties. Die tweede ding is, hy sien hom as 'n kardinale persoon in hierdie radwerking van NASA. Ek seker daai ou loop aan sê, ek se dapper mens. Jy weet, ouens, julle met julle ruimtepakkies, julle gaan nêrens as ek nie my werk doen nie. Het jy al so ou ontmoet in jou lewe? Ja, ek wens ek kon hom ontmoet. Sy postuur was dit van vertroue en hy was geweldig trots op die feit dat hy deel kon wees van die werk waar hy is. Ek dink net hoeveel mense sal daar staan en dink, nobody loves me, everybody hates me. As ek maar net harder geleer het op skool, Nee. Nie hy nie. Hy vat daai geleentheid en hy sê, ek werk in die beste plek in die wêreld. So die lesse wat ek uit leer, en ons gaan nou net so 'n bietjie praat oor wat God se opinie daaroor is. As ons praat oor hierdie gejaag in ons lewe, is dit baie keer dat ons gekaap is deur die uitkoms en hoe vinnig ons by sekere punte wil uitkom en ons verloor eintlik die hele lewensmissie. Ek sien dit is so maklik om perspektief te verloor as jy 'n vuil vloer sien. Jy weet waarvan ek praat. Die omstandighede waarna ons onsself bevind. Dis die fiets waarop jy sit in die warm son op vakansie. Jy het betaal om hier te wees. En jy kon dit ook doen in Brakpan. Dan is daar darm 'n dam waarin jy kan swem. So, nou beleef jy jou daar, maar as jy by die huis kom, dan sien jy dit anders, want môre gaan ry jy weer fiets. Ons is nie gemaak om ons af te sloof en vir die Here te wys hoe ons hom kan beïndruk nie. Ons is gemaak vir soveel meer. Die tweede ding is, dit is so maklik om minderwaardig te voel as jy met ander vergelyk. Dis die mop in die ruimtepak ding. Miskien staan ek of jy op 'n stadium in ons lewe en dit voel asof ons hierdie mop in ons hand het en ons perspektief is om na die ouens om ons te kyk en te sê, jy's daai ou is 'n CEO en daai ou is 'n verskriklike groot invloedryke ou en hier's ek en ek voel eintlik dat ek die Here misluk het. Ek wil vir jou sê die Here se waardes is anders as dit. En solank ek myself gaan meet aan die klok en die waardesisteem wat op my geprojekteer word, sal ek nooit ooit vervulling beleef nie. Dis 'n waarborg. So miskien is daar 'n paar dinge wat ek in lyn kan kry wat my help daarmee. Miskien is die mopseisoen juis 'n baie belangrike seisoen in my lewe, want dit gaan oor om my hart te kry dat ek die vervulling kan beleef van die ander seisoene. Die derde ding is, dit is so maklik om krities te word as jy nie die groter prentjie sien nie. Om vasgevang te wees
in elke dag in 'n baie stereotype ritme. Wat my verskriklik getref het van die ou, is, ek wil jy moet jouself nou net indink. Hier staan hierdie ou, nou, as ek sy leier was, ek gesê het, die vloer moet skoon wees wanneer die president kom. Jy hoor, ek weet nie, het maak net sin. Maar hierdie broer staan daar. En al wat ek kan aflei oor dit wat hy sê, is hy so trots op sy werk, dat hy die hele tyd besig is. En hier kom die ou wat eintlik sorg dat NASA befonds word. Hy is eintlik die hoof van die hoof van die hoof van NASA. Daar is nie 'n hoër rang as die president van Amerika nie. En hy kom by jou en hy sê vir jou, wat doen jy? Ek sou sê, ek mop. Ek sou dit ook nie sê nie, hy sal dink is sarkasties. Ek weet nie wat ek sou sê nie. Ek sou sê, ek weet nie wat om te sê nie. Maar hierdie ou het so 'n passie, dat hy amper Kennedy spot. Dit het 'n storie geword in die volksmond in Amerika. Dit laat my dink aan hierdie vrou wat sy is 'n tuisteskepper en sy 3 kinders en sy is by 'n winkel, 'n kettingwinkel en sy koop kos en nie kettangs nie. Okay, kettingwinkel beteken ons meer as een winkel, net vir sommige ouens. Okay, so sy is by hierdie kettingwinkel en sy koop kos en sy sukkel om dat 'n kaart deurgaan met die transaksie. Was jy al daar in jou lewe? Okay. Konsentreer nou nog net 'n rukkie hier, hoor. Jy kan vanmiddag gaan bid en vas en alles daaroor. Maar hier sit hierdie vrou en sy sit met die kinders in hulle raas en nou kom die bestuurder van die winkel en hy moet nou hierdie transaksie kanselleer en hy het so 'n houding, hy sê vir haar, wat doen jy vir 'n lewe? Is jy 'n huisvrou? En sy kyk so en sy slaan haar hand so op die tafel want sy is al gefrustreerd. Sy sê nee. Ek is die een wat die volgende president van Amerika, die volgende hoofregter van Amerika en die volgende gouverneur-generaal besig is om op te lyn op te voed vir die volgende. Was dit ek? Slaap hier, dan gebeur dit daar. Sien, wat is dit? Kil jou hier, kil jou daar en sien daar. Goed, so, sy sê, ek is besig met die toekoms. En wat doen jy, mannetjie? En hy stoep stil. Wanneer jy die waarde besef van dit wat jy doen, goed, ons gee hom kans. Wanneer jy die waarde besef van dit wat jy doen, die waarde ingrypend van God se plan in dit, dan kan jy nie anders as om sy ritme te wil optel en God te wil beleef intentioneel en sy liefde nie net binne in jou lewe te ervaar nie, maar ook in hoe jy dit uitleef. Dit was wat hy gesê het vir Adam en Eva in die tuin. Hy het gesê, ek wil hê, jy moet hierdie tuin vat en jy moet hom geniet. Dink jy dit is moontlik dat ek en jy net kan pause in 'n seisoen en sê, daar's 'n groter prentjie en ek is deel van dit. So die eerste ding wat ek vandag net hoop wat in jou hart kan val is, jou bydrae is meer as belangrik in die koninkryk. Jou bydrae is vir die Here noodsaaklik. Maak nie saak wat jy doen nie. Dis hoe jy God erken en hom raak sien, wat bepaal hoe jy gaan voel daaroor. Ons kan yes video's kyk. Op 'n stadium droog het op. Hoor hier in Handelinge 2 vers 42 tot 47, is daar absoluut hierdie bevestiging daarvan. Dis die vroeë kerk se storie. Ek lees, hulle het hulle volledig gewy, hulle, die mense, individue wat saam is, aan die leer van die apostels, en aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Hierdie ouens hulle was, soos ons in Doxa Deo sê, family on mission. Hulle is op 'n missie en hulle het mekaar versterk, hulle het nie alleen geïsoleer geraak nie, hulle het in die hoop van die toekoms saam ingespan en gesê, weet jy wat, ek tel jou op as jy hier val, ek tel jou op as jy siek is, ons beer vorentoe want daar's geweldige krag in eensstemmigheid.
Dis wat hier gebeur het, maar dit het van binne gekom. Hulle diep onsag het oor elke persoon gekom, elke liewe een. En die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Ek wonder as ons, Ralph Neiber het altyd gesê, jy sit 'n 10 op 'n ou se kop. Dit beteken, dis 10 uit 10, nie 10 uit 100 nie. Dit beteken, ek glo so in God se prentjie oor die mense om my, dat ek deel is van die motivering vir hulle lewe. Dis waarvoor ons geroep is. Dis wat hier gebeur. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het, met mekaar gedeel. Kan ons nou oor finansies praat? Hulle was ingekoop in mekaar se lewens. En elke persoon het so 'n passie gehad. Kyk, ek moet hom lief wees vir jou as ek al my goed verkoop en vir jou gee. Beteken daar was 'n hartsiets gewees. Goed. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het gesê, Here, hoe kan ons mekaar sterk maak in hierdie reis? Want ons weet waantoe ons op pad is. Ons weet, ons is besig met 'n baie groter plan hier op hierdie aarde. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier, en hulle kos met jubelende blydskap in alle opregtheid geëet. Ek het al gehoor ouens gebruik hierdie teksgedeelte om geweldig te manipuleer. Jy moet. Niemand het gesê hulle moet nie. Hulle is 'n familie met 'n missie en hulle harte het so gebrand dat hierdie goed spontaan gebeur het. Dit wat ons hier lees was 'n getuienis van 'n family on mission. Jy hoor, so ek wil nie hier sit en jy moet jouself meet nie. Ek wil vir jou vertel hoe dit kan wees en dat jy totale vervulling. Ek wil nie jy moet jou huis verkoop nie. Ek wil hê jy moet jou aandag en jou tyd vir die Here gee. Eerste. En ek ook. Hulle het God deurentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet. Wanneer ons soos 'n familie op missie is en ons weet waantoe ons op pad is, ons is city changers, ons gaan die koninkryk van God gevestig sien in elke sfeer van die samelewing waar ons voete sit, en weet jy wat, ek gaan so lyk ook. Hallo. OK, dis baie ernstig. Goed. En hoor, hier is die wonderlike deur. En die Here, nie hulle nie die pastoor nie, die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. Weet jy hoekom? As jy so nice is, en jy so liefdevol is, dan bring die Here 'n magneet in jou hart vir gebroke mense. Aanvaarding. Daar's hierdie ding van ouens wat verslaaf is aan dwelms in Amerika in 'n stad, en dan, ek weet nie wat se dwelm dit is, maar die ouens gaan staan net so. Regtig is mal, jy moet dit kyk. Moet dit nie gebruik nie, kyk dit. So, hulle staan net so, en weet jy wat, hierdie ou kom, die mense loop so ver verby hulle, hierdie ou kom, dan vat hy hulle aan die skouers. Hy sê, my friend, let me just sit you down. Weet jy wat, hy is besig om op missie te wees vir die Here. Dis nie noodwendig dat hy allerhande weird goed doen nie. So, die eerste ding wat ek gesê het, jou bydrae is meer belangrik as wat jy dink, dis eintlik noodsaaklik. Die tweede ding is, die wen is altyd vir die hele liggaam. Ons dink koöperatief as ons wil sien hoe die krag van die Here in en deur ons werk. En dis hoekom vir my om in 'n rigting te jaag en my lewe begin oor myself gaan, dan verloor ek die waarde van God se inspraak en die waarde van die uitleef na mense om my toe. Daar's daai ou bekende deel wat sê, mense onthou nie wat jy vir hulle gedoen het nie, maar hoe jy hulle laat voel het. En dis 'n groot waarheid, mense. In Romeine 12 vers 12 en 13 skryf Paulus aan die gemeente in Rome, hy sê, wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. Volhard in tye van swaar kry. Moenie verslap in gebed nie. As medegelowiges in nood verkeer, wees jy een om 'n helpende hand na hulle toe uit te steek. Dis 'n opdrag, maar eintlik is dit weer hierdie ding van,
Ouens, ek wil jou net weer bewus maak. Wanneer die familie gesond is, dan is almal gesond. Dan kan ons die kapasiteit hê om ander in te nooi en herstel te sien. Daarom is dit belangrik dat ons mekaar dra in die geloof. Dit is deel van ons lewensmissie. So, die derde beginsel is, my prentjie van môre is sigbaar in my postuur vandag. Jammer, Rihanna. Ek kan party daar so lyk asof, Een wonderlike ding is, soos ek ouer word, word ek meer 'n oggendmens. Loof die Here. So jong manne, moenie bekommerd wees nie. Jy gaan baie min slaap in die toekoms, omdat jy nie kan slaap nie. Goed. So, ja. So ek wil net weer hier vasmaak. Kolossense 3 vers 1 en 2. Aangesien julle saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is. Kan jy saam met my hardop sê, ek is tot 'n nuwe lewe opgewek? Kan jy dit hoor wat jy sê? Kan jy dit glo? Kan jy dit jou eie maak? Dan sê hy, streef na die dinge wat daar bo by Christus is. Waar hy aan die regterhand van God sit, laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie deur die dinge op aarde nie. God is 'n God van orde en sy orde staan in 'n massiewe visie. Hy weet wat die ou wat die besem rondstoot se plan is. Hy weet wat sy plan is vir die ruimteman. Hy weet alles. Ons kan in die blydskap van die Here kan ons rol raak lees en met dankbaarheid leef, want ons sien 'n groter prentjie. Hierdie ou was 'n lid van die 1962 se NASA ruimtespan. Die ou wat die factotum was. Sy naam is Joe Byrne. En daar is 'n foto van hom in NASA. Die ruimtevaarders se foto's is almal daarop en op 'n plek is sy foto. Dit het 'n kultuur geword in 'n organisasie omdat een man 'n verklaring gemaak het. Jesus Christus is nie net een man nie, hy is die seun van God en hy het 'n verklaring kom maak. En ouens, dit is die goeie nuus. Dit is die evangelie. Ons woord in Doxa Deo, wat altyd sal staan is in Habakuk 2 vers 14. En ek wil hê, ek wil jou nooi, het jy al Habakuk gelees? Lees dit nie vir jou kinders na 8 nie. Dis 'n horror. Dis verskriklik. Dis 'n skrikprent. Dis chaos. Daar's goed van, jy dink net dit kan slegter gaan, dan sê Habakuk, die Here sê dit. Die Here sê dit. Ek wil vir jou sê, die Verenigde Nasies, Oekraïne, Israel, wat ook al, CNN, niks kan so erg wees, soos wat met daai perde gebeur het nie. Dis asof die Here vir Habakuk gesê het, hoorie, so ek wil hê, as daar 'n greintjie hoop is, wat iemand nog iewers kan optel, wil ek hê, ons moet dit adresseer, ons moet dit aandag gee, ons moet dit vernietig. Dis hoe ek voel, as ek dit lees. My eksegese is dalk nie goed nie. Ek raak sommer depressief. Ek vra vir Rihanna, het jy vir my 'n PAX? Die van julle wat nie weet wat dit is 'n passasier. Nee. Het jy vir my net iets, dat ek net die volgende vers kan verwoord in my hart? En dan sit ek, Here, woe! En dan kom hierdie vers 14. En hy sê, die tyd sal aanbreek, dat die hele aarde vol sal word met die kennis van die Here, se magtige teenwoordigheid, net soos die water die see oordek. Ek wil vir jou sê vandag, as jy deel is van die Doxa Deo familie, is jy ingesluit om die kennis van die heerlikheid van God, al is jy besig met 'n mop, te vertel. Sien jy, my God het vir my 'n mop gegee, en hierdie sal die beste mop wees, wat nog ooit rondgesleep is. Want my God vertrou my met 'n mop. En daai ou met die ruimtepak loop op 'n stadium en dink, ek wens ek kan 'n mop rondstoot.
Want die entoesiasme en die passie waarmee hierdie persoon dit doen, hy weet, daar gaan iemand op die maan wees. Ek en jy weet, dat die heerlikheid van God die hele aarde oordek, maar ons is geroep om die kennis, om dit tot mense te bring en te sê, kyk hier, kyk wat het die Here hier gedoen, kyk wat doen die Here hier, kyk hoe lief is God vir ons, dan gaan ons ook saam getuig van hierdie groot dinge, en wanneer iemand val, dan tel ons hulle op, want ons is saam op missie. Dis nie soos party plekke, 'n ou het eendag gesê, die kerk waarna hy was, as 'n leier val, of as iemand seer kry, gewond word, dan sit soos, dan skiet sy eie ouens om in die rug. Mag ons nooit so wees nie. Mag ons nooit op 'n plek wees waar ons vooruit hardloop en probeer wen nie. Die Here gaan nie vir jou eerste prys gee nie. Ons kom daar seisoene wanneer ons 'n bietjie stadiger gaan, wat ons mekaar in prys, wat ons mekaar vashou, en dan is daar seisoene wat ons weer vorentoe beweeg, want ons is een liggaam in Christus. En is so fenomenaal, in Doxadou se prentjie, is daar verskillende kampusse in verskillende areas, en hoe ons mekaar bou en stig en saam dinge doen, en ons sien elke liewe week, is ek verbaas oor die wonderlike dinge wat die Here deur sy liggaam doen. Ek is mal oor die mop, of die ruimtepak, want dit gaan nie oor wat ek doen nie, dit gaan oor hoe ek die Here beleef, en sy liefde vir mense kan gee. So, ek wil jou nooi om elke dag nie net wakker te word uit jou slaap nie. Maar mag die Here elke dag jou wakker maak vir 'n nuwe dag van ontdekking, om stil te raak oor jou eie wil, en om God se heerlikheid raak te sien, sodat jy vir ander kan wys. Amen. Kan ek saam met jou bid? Hemelse Vader, wow. U het 'n sin vir humor. Dat u 'n ou met 'n mop gebruik in 'n vreemde land, om vanoggend vir ons 'n storie te vertel, van wat u hart is vir ons, in ons, deur ons. Here, mag ons in u rus begin, en van binne na buite leef met dit wat u in ons hart laat ontstaan en laat groei. Ons as kampus verklaar ons liefde vir u vandag, en vir mekaar, maar ook so, mag ons 'n wêreld gaan wys wie u is, mag ons impak vir seisoene en generasies nie net staan nie, maar motiveer tot groter krag. Dankie dat u stabiel en konstant is hierin. In Jesus Christus naam. Amen. Kyk gerus na die volgende inligting.